Goeiemôre liewe vriende en welkom by die volgende episode van Koffie vir jou siel. Vandag is die 28ste Januarie 2026. Die titel vir vandag, Lewe vir liefde, en ons tema, waarom moet ons tyd alleen saam met God deurbring? Vandag gaan ons kyk na wat dit beteken om vir liefde te leef, om ons lewens te bou op die fundament van die gee en ontvang van liefde. Jy en ek is na God se beeld geskape en sy hele wese is liefde. Mag hy ons lei tot 'n diep ontdekking van wie ons in hom is en hoe ons lewens gevul kan leef met die passievolle nastrewing van liefde. Die sleutelvers vir vandag kom uit Markus 12 vers 30 tot 31. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Die oordenking vir vandag, lewe in die volheid van liefde. Die verhaal van die Bybel is uiteindelik die verhaal van God se liefde. 'n Liefde wat ons geskape het, ons deur ons rebellie agtervolg het, ons deur Jesus gered het en ons eendag in ewige vreugde sal versamel. Liefde is nie iets wat God doen nie, dit is wie hy is. En Jesus maak dit onmiskenbaar duidelik in Markus 12 vers 30 tot 31, dat die hele wet, elke gebod en die doel van ons bestaan in een woord opgesom kan word. En dit is liefde. Jy is geskape om deur God liefgehet te word en hom en ander in ruil daarvoor lief te hê. Niks in hierdie wêreld kan die verlange van jou siel bevredig totdat jy rus in die onvoorwaardelike liefde van jou Vader nie. Ware doel word nie gevind in prestasie, goedkeuring of aardse wins nie, maar in die leef van 'n lewe wat deur liefde gevorm word, om dit van God te ontvang en dit aan die wêreld rondom jou vry te stel. Om vir liefde te leef is om uit die wêreldse vlakstelsels te tree en in die werklikheid van God se koninkryk in te tree. Dit beteken om jou identiteit in sy onwrikbare liefde te wortel, eerder as die brose aanvaarding van mense. Dit beteken om te kies om te dien, in plaas daarvan om daarna te streef om gedien te word, om te gee eerder as om te gryp en om God se weë bo elke mededingende begeerte te soek. Slegs dan smaak jy die volheid van die lewe wat net hy kan gee. Hierdie soort lewe begin in sy teenwoordigheid. Wanneer jy jou dag begin deur die liefde van God te ontvang, word jou hart versterk om op te hou, om vervulling elders na te jaag. Jy kan nie lief hê soos Jesus beveel, tensy jy eers toelaat dat sy liefde jou vul nie. En wanneer dit wel gebeur, verander alles. Selfsug maak plek vir opoffering, vrees maak plek vir medelee en jou lewe word 'n instrument van sy koninkryk op aarde. Mag sy liefde jou vandag transformeer. Mag jy vir liefde leef. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die liefde van God is nie iets wat jy bloot bestudeer nie. Dit is iets waarmee jy versterk word om te ervaar. Paulus se gebed in Efesiërs 3 vers 16 tot 19 herinner ons daaraan dat slegs die Heilige Gees ons harte wyd genoeg kan oopmaak om die onmeetlikheid van Christus se liefde te begryp. Soos jy jouself in daardie liefde wortel, woon Christus meer volledig in jou, hervorm jou begeertes, genees jou innerlike wese en anker jou identiteit in wat nie geskit kan word nie. Hierdie liefde is dieper as jou mislukkings, wyer as jou vrese, langer as jou reis en hoër as elke berg wat jy ooit sal trotseer. Dit oortref kennis, maar dit is bedoel om geken te word, persoonlik, daagliks en intiem. En soos jy dit ontvang, word jy gevul met die volheid van God. Laat sy liefde die fundament onder jou voete wees en die vuur in jou hart. Laat dit jou versterk, jou standvastig maak en jou die wêreld instuur as 'n instrument van sy koninkryk. Jy is gemaak om gewortel in hierdie liefde te leef en wanneer jy dit doen, verander alles. Die aanbiddingslied vir vandag is deur John Mark McMillan en Kim Walker Smith getiteld How He Loves.
to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. And I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that it Kom ons bid saam. Vader God, wortel my vandag diep in u liefde. Laat u gees my innerlike wese versterk totdat ek elke deel van my hart, verstand en siel geanker is in die liefde van Christus. Trek my uit oppervlakkige liefde en in die onmeetlikheid van u teenwoordigheid, die hoogte, die diepte, die lengte en die breedte van 'n liefde wat alle kennis en verstand oortref. Vul my met wat net u kan gee. Laat u liefde genees wat gewond is, versag wat hard geword het en wek wat gevoelloos geword het. Vorm my begeertes sodat om u lief te hê en ander lief te hê, die natuurlike oorloop van my lewe word. Maak my 'n instrument van die koninkryk. Laat u liefde deur my beweeg met deernis, vrygewigheid en genade. En terwyl ek deur hierdie dag wandel, laat die volheid van die liefde my krag, my doel en my vreugde wees. In Jesus se naam. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierdie is 'n fundamentele herinnering dat alle ware liefde in God self ontstaan. Die vers roep ons terug na die bron van liefde, nie menslike emosie nie, maar God se eie natuur. Wanneer ons ander lief het, neem ons deel aan die lewe van God. En wanneer ons weier om lief te hê, sny ons onsself af van die duidelikste bewys dat ons hom werklik ken. Die volgende vers kom uit Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Die Gees bemagtig ons om God se liefde te ervaar en uit te druk. Dit is nie 'n straaltjie nie, dit is 'n uitstorting,
'n bonatuurlike oorstroming van die hart met goddelike liefde. God vra jou nooit om uit jou eie krag lief te hê nie. Hy vul jou met sy liefde, sodat jy dit kan weggee. Elke daad van ware liefde is 'n bewys van die Gees se werk binne jou. En dan die laaste vers kom uit Johannes 15 vers 9 tot 12. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Hier maak Jesus 'n beroep op ons om gewortel te bly in sy liefde en om ander lief te hê soos hy ons liefgehad het. Om in Jesus te bly is om daar te vertoef, om te weier om weg te dryf van die liefde wat jou definieer. Jesus nooi jou uit na dieselfde liefde wat die Vader ewig in hom uitgestort het. 'n Liefde wat standvastig, opofferend en onveranderlik is. Vanuit daardie plek van blywendheid word die liefde verander die natuurlike oorloop van 'n hart wat in Christus geanker is. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.